U ons voorberei het vir hierdie woord. Here, ek bid dat U elke hart ontvanklik sal maak om die woord te ontvang. Here, ek is slegs 'n instrument, gebruik my in U naam. Amen. Julle kan sitplekke neem. Baie dankie. 'n Geseënde, voorspoedige en mag die Here julle seën in die jaar wat nou voorlê. Vandag gaan ek met julle gesels oor God is in beheer van die nuwe jaar. God is altyd in beheer, maar partykeer het ons nodig om onsself daaraan te herinner dat God in beheer is. My teksvers is 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons behoort hom almal teen hierdie tyd te ken. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Nou, as God in beheer is, dan beteken dit ons moet alles vir hom gee. En as die Here in beheer is, dan maak hy ons elke dag 'n bietjie nuut. Elke dag, bietjie vir bietjie na heiligmaking. So ons word elke dag 'n bietjie nuwer. Nou, ek wil begin vir julle 'n storie te vertel van die pottebakker en die gebreekte kruit. So daar was 'n pottebakker, en hy het 'n assistent wat hom help, en hulle maak hierdie mooi pot, en hulle sit hom in die oond, en hy's baie in sy noppies met hierdie nuwe pot. Dis iets moois en iets niets. En hy haal die pot uit, en toe die pot uithaal, val die pot, en hy breek in stukke. En sy assistent sê, ag nee wat, ons kan maar optel en weggooi, daai kan nou van niks meer met hom gedoen word nie. En die pottebakker sê, nee, hy gaan hom weer gebruik. Hy vat die pot, en hy gebruik hars. Nou hars is 'n materiaal wat hulle gebruik in potte, en dit het 'n goudkleur met materiaal. En hy vat die hars en hy werk dit in hierdie gebreekte pot, en hy maak hom mooi, en hy bak hom, en hy wag, en toe hy klaar is, en hy haal hierdie pot uit, toe het hierdie goud so mooi in hierdie gleefies ingegaan, dat dit 'n unieke en mooi pot is, en die mooiste was eintlik daar waar dit gebreek is. En hy sê vir sy assistent, soms moet dinge gebreek word, voordat God sy skoonheid kan wys. So, baie keer breek ons, en ons verstaan nie hoekom nie. Maar as jy later terugkyk, dan sien jy, daai gebreekte tye, is die tye wat die Here iets nuuts gemaak het. So, ons moet onthou dat die Here berei ons en berei ons voor, en ons is daai kruk, daai erdepot, dit is wat ons is. 2 Korintiërs 4 vers 7 sê, maar as ons in hierdie skat 'n erdekruid, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Hierdie skrif herinner ons aan God se krag. Dis God se krag wat ons nuut maak. Dis God se krag wat maak dat ons gebruik kan word. Ons gebreke, ons hartseer, al daai dinge moet ons in 'n pot sit en dit vir die Here gee. As ons gaan en jy gaan na die Here toe en jy sê, Here, hier's my probleme, dan is ons so geneig om dit terug te vat. Maar die Here wil hê jy moet gee en dit by hom los. Maar baie keer dan gaan ons terug en dan breek ons die pot om dit weer terug te kry, want jy dink nie die Here kan dit doen nie. Dit wat die Here vir my moet doen is net te veel. Daarom vra ek vir jou, gee dit vir die Here in hierdie nuwe jaar. Kyk wat se nuwe dinge vir die Here vir jou ons gaan openbaar, vir elkeen van ons. God se genade werk in plekke waar dit met ons swak gaan. Jou foute van die afgelope jaar is verby. Ons begin 'n nuwe jaar, nuwe uitdaging, nuwe drome. Ek gaan glad nie voor om nuwejaarsvoorwense te doen nie, want ek hou dit in anyway nie. So ek doen dit nie meer nie. Ons begin 'n nuwe jaar in swakheid van die Here, sodat ons kan sterk word. Ons lewe is in God se hande.
So as jy kyk na die storie wat ek vertel het van die erdepot en die kruit en die pottebakker, is God die pottebakker en ons is die klei. Maar die klei moet voorberei word voordat dit gebak en enigiets met dit gedoen kan word. Jesaja 43 vers 8 en 9 sê die Here, dink nie aan die vorige dinge nie, en staan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Ons wat nou voorberei na 'n nuwe jaar, lê jou probleme agter die Here. Gee dit vir die Here. Want as jy loop en jy loop in 'n rivier, die rivier loop nie die teenoorgestelde rigting nie. So jy moet in die vloei wees van die rivier. Maar jy kan nie heeltyd terugkyk en wonder wat agter is nie. Wat agter is verby. Ons kan niks meer verander daar nie. Kom ons fokus op wat voor lê. Vandag en môre. Ons sien ook dat Jesus is die skepper. Hy vorm ons lewens. Wanneer dit lewe gebreek is en moeilik is, weet dat die Here is daar. Die Here sal ons optel, hy maak ons nuwe pad oop en hy berei ons voor met 'n nuwe pad. Nuwe uitdagings. En dit bring my na die tweede gedeelte van God kan gebroke stukkies gebruik. Nou, daar's ook 'n storie in die Bybel, in Jeremia 18, vers 2 tot 4, waar die Here ook praat van die pottebakker. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. Jesus sê dit vir Jeremia. En daar sal jy my woorde hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juist besig om 'n stuk aan die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit maar gaan met klein die hand van 'n pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos die van die oë van die pottebakker reg was om te maak. So, die Here gebruik gebroke stukkies. Die Here wil nie 'n kruit gebruik wat mooi is nie. Hy wil nie een wat stikkend is. Daarom gebruik die Here gebroke mense, almal van ons. Ongeag ons omstandighede, die Here gebruik ons soos jy is, ter eer van sy naam. Die Here gebruik dit wat misluk het, maak iets moois. Dit wat nie mooi lyk nie, verander die Here in iets nuuts en iets moois. Ons moet altyd onthou dat die Here is die skepper, hy maak, hy vorm. En daarom moet ons deur al hierdie dinge gaan. Met 'n nuwe jaar wat voor ons lê, is ons 'n bietjie angstig, en ons weet nie wat om te verwag nie, daar's nuwe dramas, en ons weet nie hoe om daardeur te werk nie. Maar Jesus antwoord in Johannes 3 vers 3 sê hy, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons moet nuwe mense word. Ons moet vernuwe word. Ons moet elke dag streef om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Want dis die gebrokenheid wat ons na die Here toe gaan. Geduld en vertroue is in God se proses. Pottebakker gebruik tyd. Hy maak hom nie net en daar's hy klaar nie. Tyd is 'n faktor by die Here. Vir ons wil ons alles nou hê. Kyk, ek wil dinge gedoen, moet gebeur en alles moet nou gebeur. Kan nie wag vir môre nie. Maar in die Here se tyd is nie ons tyd nie. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet in alle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, niks kortkom nie.
geduld is nie ons goeie startpunt nie. Veral nie myne nie. Want as jy iets wil hê, Here, ek wag al so lank daarvoor. Hoe lank nog? Maar ons verstaan nie die Here se tyd nie. En dit bring my na 'n ander gedeelte, 'n ander verhaaltjie wat ek vir julle wil vertel. 'n Dogter het vreeslik baie probleme. Dis die een probleem, na die ander probleem, na die ander probleem. En sy gaan na haar pa toe. Hy's 'n boerbaas chef, so Sharon, boerbaas. En hy gaan na, so sê na pa, ek is moeg. Dis net een probleem, na die ander probleem, na die ander probleem, en dit hou net nie op nie. En nou pa vat aan die kombuis. En hy vat 3 potte, en hy daar begin kook, en in elke pot sit hy in een pot 'n aardappel, in die ander pot eier, en in 'n ander pot bone, koffiebone. En hy laat dit 'n rukkie kook, en hy sit dit voor haar neer, en hy sê vir haar, wat dink jy? Sy sê, ek weet nie, hy sê, wat sien jy? Sy sê, aardappels, eiers en koffie. En sê, ja, maar vat die aardappel en kyk mooi daarna. En sy vat die aardappel en sy kyk daarna, en sy sê, pa, ek verstaan nie. Hy sê vir, elke een van hierdie het deur dieselfde probleem gegaan, die kookwater. Maar elkeen het anders daar uitgekom. Hierdie harde aardappel was in die kookwater, het hy sag geword. Die eier was hard en delikaat, is 'n delikate en hy sag binnekant. Breek hom nou oop, en sy breek hom oop, nou is hy harde eier. So hierdie sagte delikaatheid het verander in 'n harde eier. En die koffie, heeltemal iets niets gegeur, 'n nuwe geur, en proe daaraan en proe lekker is die koffie. En sy sê, ek verstaan nog steeds die pa. Hy sê vir haar, dit maak nie saak wat is die omstandighede nie. Dis hoe jy daarop reageer wat die verskil maak. So is jy die aardappel, die eier of die koffie. Nou op 'n ligterder noot. Nou kom 'n man na die Here toe, hy sê, God, ek wil weet, hoe lank is dit 1000 jaar vir u? Die Here sê, 'n dag. Hy sê, Here, hoeveel is 1 miljoen rand vir u? Hy sê, 1 sent. Hy dink so 'n bietjie, hy sê, Here, kan ek 1 sent kry? Die Here sê vir hom, wag 'n dag. Ons tyd en die Here se tyd is nie dieselfde tyd nie. Maar hy is tog in beheer van hierdie tyd. Terwyl ons in afwagting is om te sien wat die Here gaan doen, wat die Here gaan maak, wees ons steeds in afwagting, want ons weet nie, gaan ons die 1 sent kry nie. Ons skatte is nie hier nie, ons skatte is by die Here, ons maak dit hier by mekaar. En hierdie nuwe jaar, moet ons in ag neem wat kan nog gebeur. Daar's so baie uitdagings wat die Here op ons pad gaan sit. Hoe gaan ons reageer? Gaan jy 'n aardappel wees? Gaan jy jou hardheid sag maak? Gaan die Here vir jou 'n sagterder hart gee? Is jy die een wat so stikkend en gebroken is, soos 'n eier wat net val en breek? Voel jy soms so? Of gaan die Here van jou in jou omstandighede verander en vir jou 'n harde eier maak? Of gaan jy soos die koffie, ten spyte van al die omstandighede, in hierdie warm water, gaan jy 'n ander unieke geur wees vir die Here? Om vir ander mense 'n troos te wees. Ons weet nie, God weet. So sy tyd is belangriker as ons tyd. Ons moet net wag en geduld gebruik.
Ons weet nooit wat wil hy om die hoekie nie. Baie keer as ons in 'n situasie kom, dan lyk dit, Here, ek kan nie meer nie. Dis nog 'n hoek. Net om hierdie hoekie. Net om hierdie hoekie. Dit laat my dink toe Konrad gegaan het op sy M3 Drakensberg ervaring. En hy loop. Nou sê hulle vir hom, nou is hy moeg, hy sê hy kan nie meer nie. Hulle sê hulle vir hom, net oor hierdie bult. Dan loop hy en dan vat hy al sy krag. En dan gaan hy net oor hierdie bult. As hy oor die bult kom, dan is daar nog 'n bult. Dan kyk hy die ou seun en sê hy, nog net oor hierdie bult. Dan sit hy weer al sy krag in en loop hy sê, oor die bult kom, dan is daar nog 'n bult. Dis hoe soms vir ons voel. Dit voel of dit nie ophou nie. Maar baie keer as jy net om die bult gaan, of net om die hoek gaan, daar lê jou deurbraak. En dan hou ons op voor ons om die hoek gaan, net voor die deurbraak. God se plan is groter as ons plan. Soms verstaan ons nie God se plan nie. Die gebreekte kruid het 'n nuwe vorm gekry, iets niets geword. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ons moet die Here se krag steun, nie ons eie vermoë nie, sodat die Here vir ons iets nuuts kan maak. Ja, die jaar wat voor lê, gaan uitdagings hê. En van ons het al klaar die uitdagings begin ervaar. Maar elke dag gee die Here vir ons nuwe genade en nuwe krag. Baie keer vra ek, Here, gee my genade en nie krag nie, want dan nou breek ek, vermoor ek iemand. So gee my liewer net genade. Die Here gee vir ons dit elke dag. God se krag is volmaak. Sy genade is onbeskryflik. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan dit net ervaar. Paulus se lewe was ook vol beproewings. Hy het swakhede gehad. Hy het gely. Hy het ook honger gely. Hy het 'n wrede dood gesterf. Maar ten spyte van alles het hy geskryf dat die Here is tog sy krag. Maak staat op die Here. Gaan na die Here toe in krag en moeilikheid. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk vir hulle wat na sy voornemings geroep is. Die Here het vir elkeen van ons wat hier sit 'n doel. Vir elkeen van ons wat hier sit, het die Here 'n plekkie gemaak. In ons gemeente, in ons gemeenskap. Elkeen van ons het 'n plekkie. En die Here het vir elkeen van ons 'n doel gegee. Die pinkie kan nie doen wat die neus doen nie. Daarom het die Here vir ons elkeen uniek gemaak en elkeen 'n plekkie gegee en gesê, dit is wat jy moet doen. Doen wat die Here vir jou gegee het om te doen. Met jou omstandighede, met jou roeping, met jou eie persoonlikheid, het die Here dit gebruik. Alles sal ten goeie meewerk vir die wat na die Here se voorneme geroep is. Dit gaan nie nou lyk, as jy in die kookwater is, voel vir jou, nee, dit gaan nie goed uitwerk nie. En as jy klaar is en jy is die koffie, en jy is die room, lieflike reuk, dan sê die Here vir jou, mooi so my kind. En dit is wat ons almal wil hoor, die Here moet vir ons eendag sê, mooi so my kind. Maar om daar te kom, moet ons volhou, ons moet geduld gebruik. Ons moet doen wat die Here wil hê ons moet doen. Vertrou op die Here. Hy kan herstel en gebruik dit wat nuut is. Ons weet nooit wat gaan die dag van môre bring nie. Ek glo en ek vertrou en ek bid dat hierdie jaar vir almal van ons 'n beter jaar as vir die jaar sal wees.
dat ons meer seën sal hê, dat ons die Here meer sal ervaar, met die Daniels vas wat opkom, dat ons vas en bid vir elkeen van jou persoonlike probleme, dat die Here vir jou deurbrake kan gee. Maar ons moet glo en ons moet weet dat die Here is in beheer. Dit maak nie saak wat dit is nie, die Here is in beheer. Of dit finansies is, of dit gesondheid is, of dit kinders is, ongeag wat, die Here is in beheer. En solank as die Here in beheer is en ons daarop vertrou, sal ons 'n deurbraak hê. Ek sluit af met my slotgedeelte sê, die 4 punte wat ek aangehaal het. Ons lewe is die klei van die hand van 'n pottebakker. Ons is in God se hande. En dis wat belangrik is. Niks kan ons daai druk nie. God kan gebrokenheid ontskep in krag en 'n doel. Die Here ontskep ons, want hy het 'n doel vir ons. En as jy nie weet nie, gaan na die Here toe en lê jou hart voor die Here en sê, Here, wys my wat is my doel? Wat moet ek doen, wat U wil hê ek moet doen? Moenie haastig wees nie. Vertrou op God. Hy is die een wat in beheer is. Hy het 'n plan, ons kan dit nie sien nie. En omdat ons dit nie kan sien nie, weet ons nie wat om die hoek nie. Ons weet nie wat agter die berg nie. So hou aan, vertrou op die Here, hy is in beheer. En God se plan is so groter as ons plan. Moenie jou eie planne maak nie. Gaan na die Here toe. Vra die Here, Here, wat is U plan? Wat ek in riglyne, gee my riglyne, dat ek weet, Here, waarheen moet ek beweeg? Sodat ek die regte ding doen, Here, sodat ek doen wat U wil hê ek moet doen, want U is in beheer. Moenie die Here die spaarwiel maak nie. Laat hy die stuurwiel wees, laat hy jou stuur waar hy wil hê jy moet heen gaan. My laaste vers wat ek wil aanhaal, en is nie op die skyfies nie, is Numeri 6 vers 24 en 5, tot 26. En hiermee spreek ek hierdie seën aan elkeen uit. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan julle vrede gee. Met hierdie nuwe jaar wat voorlê, bid ek dat die Here vir jou sal wys hy's in beheer. Dat die Here vir wonderwerke sal uitwys elke dag. Dat hy elke dag weer 'n nuwe dag sal maak. Met nuwe vreugdes, met nuwe uitdagings. En dat ons glo dat die Here in beheer is. En dat ons so leef, asof die Here in beheer is. Kom ons buig ons hoofde. Dankie dierbare Here dat ons vandag in die woord kan wees, Here. Dankie Here vir die wonderlike genade en die liefde. Here, ek vra dat U met ons sal wees, Here, hierdie jaar wat voor lê, Here. Dis 'n nuwe jaar, nuwe Here, nuwe uitdagings, nuwe probleme. Die ou probleme kom ek saam, Here. Here, ek vra dat ons dit sal alles agterlaat en op U fokus. Want U is ons leidsman, U is ons raadsman, U is ons Vader. En ek loof en ek prys en ons eer U in U wonderlike naam. Amen. Broeder en suster, ja, God is die pottebakker, ons is die klei. As redelik stryd waarmee mense begin het weer hierdie jaar. En Marilyn, ek wil hê jy moet hier voorkom staan, ons gaan vir jou pa bid. Nou, binne die volgende paar dae gaan die dokters besluit of hulle sy been moet afsit. En dit is baie sleg. En Thys, ek wil hê jy moet ook hier voorkom staan, sy dogter Alicia was in die hospitaal, sy het daarom, ek dink sy het gister uitgekom. Ons gaan vir haar bid, sy het weer pankreatitis gekry en dit gaan maar rof met haar. En ons gaan vir die Here vra om te help.
Party ek wil hê jy moet ook hier kom staan dat ons jou dogter kan bid. En as daar nog iemand is wat sê, Here, is hierdie pottebakker. Vat net ons klei en vorm ons en maak ons net soos U wil. Dat ons in absoluut in vertroue op God kan staan vanmôre en vir die Here kan vra om ons te help. En as jy stryd uit vanmôre kom staan hier en sê, ek gee dit begin van die jaar, nou gee ek dit vir die Here. Hierdie pottebakker dat hy vir my kan help. Die pottebakker vir my kan deurdra en vir my kan onderneem, vir my kan voorsien. Want wie wat die Here wil dit vir jou doen? Maar dan moet jy hom vertrou. Jy vertrou hom sommer aan die begin van hierdie jaar en sê, Here, hier is ek. En ons gaan U bedien vanmôre en Annika vir ons verder lei. Daar's 'n koortjie wat sy gaan sing, I surrender all to Jesus I surrender. Ek gee alles oor aan U, Here. En ek weet U gaan voorsien en ek weet U gaan onderneem en ek weet U gaan help. Die begin van hierdie jaar en al die stryd wat ek beleef, dat U gaan voorsien en dat U gaan onderneem in Jesus naam. So kom ons vertrou die Here en gaan vra my pastoor, julle my kom help, dat ons elke ene salf en vir elkeen bid vanmôre. En vir die Here gaan vra om te help. Want Jesus kan alles doen. Dankie Annika.
Ag, prys die Here. Kom ons gaan net luister na 'n getuienis ook. Jy het gesê ek gaan dit kort hou. En dan wil ek net 'n paar goedjies met u deel. Baie dankie. Geliefdes in die Here, ek staan hier as 'n getuie van die Here vandag. Ek was in die donker gewees, ek was weg. Die Here het my uitgehaal. Ek is, weens omstandighede moes ek maar werk, ek was 74. En die mense het my maar 'n bietjie bedruk. En ek het die Here gebid vir die Here, ek sê, Here, haal my uit hierso. Die Here het my uitgehaal op sy manier. Ek het gedink hy sal my 'n lekker lotto gee. Hy het my so op sy manier uitgehaal. Dat het 'n sekonde gevat om my op my kop te draai. 1 sekonde. Ek was besig om my masjien te werk en iemand kom en hy staat so met die masjien. En hy slaan my hand af. Die hand het so in 'n velletjie gehang. En die HR kom daar, sy sê, moenie bekommerd wees nie. Daai hand sal weer genees word. Ek sê vir haar, Bets, daai hand hy sal nooit meer werk nie. Hulle stuur toe een van die mense om my ID toe gaan haal. En terwyl hy daar by die huis is, sê die paramedic vir daai man, kry sommer sy familie by mekaar, hy sal dit nie maak nie. Here het my deurgedra. Dit was in van 'n bypaard. Hulle jaag my hospitaal toe, en hulle sê nee, hulle kan my nie help nie. Alberton toe gaan, dis 80 kilometer. Langs die pad toe moes hulle my by mekaar kry, en voor die hospitaal toe moes hulle my weer revive. En ek het, toe weet my sê, die hand sal weer genees word, het ek aanvaar, die hand sal nie weer werk nie. En toe ek dan by mekaar kom en ek kyk die hand, so sê ek, ja nee, ek het klaar aanvaar, die hand sal nooit weer werk nie. En ek dank die Here daarvoor, sy genade, en sy liefde. Dankie, pastoor. Sy nou broeder en suster, Tannie Mimpie. Ek wil vandag vir julle vertel van 'n wonderwerk wat gebeur het by ons. Met daai geweldige storm, hoe dit so gehaal het een van die groot bome op die plot se tak afgeskeur. 'n Groot tak net so groot soos 'n boom. En hy het daar gelê, en my man het besluit, hy wil die ding begin opsaag. En hy het die elektriese saag gevat en begin saag. En op 'n stadium, nog voordat hy hom heeltemal deurgesaag het, toe druk die twee kante daai saag vas. En die lem sit. En hy kry hom nie los nie. Toe probeer hy om dit
die een kant op te donkrag, sodat hy kan loskom, maar hy kon dit net nie reg kry nie. En ek vat toe 'n spanner, hy's net aan die een kant, het hy so skerp in. En ek sit die spanner so tussen die twee kante in. Ek sê vir ons mense die ding nou net van mekaar of kan wegdruk, maar hulle is baie swaar, twee swaar stompe. Toe kom liewe Jesus, toe vat hy daai stomp, en hy tel hom bo oor die ander stomp, en hy kom sit om die land so neer. Liewe Jesus het dit net gedoen. Niemand het dit gedoen nie, jy kan hom nie optel nie, hy is loodswaar. En nie kry nie ek of die oom seer nie. Die Here kom en hy sit daai stompie voor my oë, sit hy hom neer langs die ander een. En die stuk wat nog nie deurgesaag was nie, het net deurgegaan. So ons eer die Here, dis 'n wonderwerk. Ja. Die Here doen hierdie wonderlike dinge. Nou broeder en suster, ons aktiwiteite gaan eers volgende week alles begin, want my span was nou so 'n bietjie op verlof van hulle en alles is nog nie heeltemal in die gang nie. So ons eerste aktiwiteit wat regtig begin is Saterdag ons oggendbid hier en ons nooi hier regtig uit op Saterdag. Ek weet Saterdag is laatslaapdag, maar weet jy wat, maak dit 'n vroegopstanddag vir die Here. En kom hier na toe en kom drink 'n koppie koffie saam met ons en 'n beskuitjie en kom soek net die aangesig van die Here. En dit gaan regtig waar ons wil hierdie jaar dit net meer besonders maak en meer laat groei in die Here. En dit gaan regtig waar iets besonders wees. Ons sal dan ons 60+ volgende week begin nie, hierdie week nie, net op kans gee vir die beplanning om Jan. Want ek sal net moet beplan vir die kos en so en al die goed, so daar het ons nog nie eens gepraat nie, so. Ons wil dit net alles reg kry, so ons sal volgende week begin. Dan wil ek wil gou vra Melanie moet vorentoe kom. Dit gaan oor die kinderkerk. Ons begin met 'n nuwe kinderkerk model en volgende week moenie mis nie, daar kom so rooikop seentjie weer vir ons kuier. Flippie is sy naam, en die van julle wat nie Flippie ken nie, julle moet hom so 'n bietjie kom check. Hy gaan weer op sy stikke wees, arme ek, maar dis okay. En Melanie wil net 'n paar goedjies met u deel en ons het nog so 'n paar hande nodig by die kinderkerk, want weet jy, dis vir my baie belangrik dat die personeel nie almal elke week by die kinderkerk gaan wees, want dan kom julle nie in die kerk. So ons kort hande sodat ons groepe kan maak, sodat hulle kan mekaar afwissel, wat baie belangrik gaan wees. Want het is belangrik dat jy in die kerk ook kom en gevoed kan word en nie net bly gee nie. So ek gaan gou vir Melanie gee. Ek weet dan nie wat wil jy moet ek sê, want jy het nou klaar alles gesê. Soos wat hy gesê het, ons is baie opgewonde oor die kinderkerk. Ek glo die Here gaan vir ons ongelooflike mense gee om met ons kinders te werk. Die Bybel sê ons kinders is die belangrikste. En ons wil regtig effort insit en werk daarvan maak om ons kinders op te voed en te laat groei in die Here. Ek sal na diens hier staan, so die van julle wat belangstel om te kom deel word van ons span, kan jy vir my net julle name kom opgee. Ons wil kyk om volgende Sondag na kerk gou 'n vergadering te hou, dat ons net die program met julle kan deurgaan en so 'n bietjie praat rondom oor wat ons wil doen vir die jaar. So ja. Dankie my vrou. Ek weet jy moet altyd aan die kortste end trek as dit kom by haar, maar dis okay. Nou ek het ongelukkig net nog 14 bandjies kon kry en hulle het vir my verkeerds gestuur, maar ek weet daar's daai ouens wat eerder hierdie bandjies wat jy so kan stel wil hê. Hulle is net so 'n bietjie duurder, is R15 een. Hulle is by Koem R55 vir presies dieselfde bandjies. So Stella is hierso vir die van julle wat nog het, daai ander R10 bandjies. Ek wag nog vir aflewering. Hulle het nog nie afgelewer nie. So sodra ek dit kry, dan sal ons hier laat weet. Maar ek het dan van hierdie verstelbare bandjies, so dit is by Stella by Charmaine beskikbaar hiervoor. En dan die Bible College. Dis vir my baie belangrik en is belangrik dat ons dit net vir u sê, vir die van u wat nog wonder. Ons gaan net elke 3 jaar eerstejaars invat.
Dit beteken volgende jaar gaan dan nie eerstejaars wees nie. Ons gaan dan net tweedejaars hê, want ons wil eerder op die groep konsentreer ons almal en seker maak dat ons julle kan deurvat en goed kan oplei om vir die Here iets te kan doen, het beteken. En ons nuwe kursus is SAQA geakkrediteer, maar dan moet jy Veritas saam met dit doen. Dit beteken is maandag aand vir 2 ure en woensdag aande vir 2 ure. En dis belangrik om deur hierdie goed te gaan. So as jy daai 3 jaar klaar is, dan kan jy verder gaan swat en jy kan deur Veritas verder gaan studeer om uiteindelik 'n doktoraal te gaan verdien. So die moontlikheid is daar, so jy kan na die toekoms ook kyk, maar moet dan nie net maandag aande inskuif en kom doen die woensdag aande ding ook. Weer, dit klink nou verskriklik baie, R280 vir 'n jaar, maar weet jy wat kos dit om op universiteit vir 1 jaar te studeer, byvoorbeeld teologie, tussen 70 en 100.000 rand. En ek bedoel, die meeste mense kan dit glad nie byhou nie. So, u is welkom, kom, u het gesien, ons gaan awesome goed vir u leer. En ons gaan awesome goed met jou deurgaan, en vir ons gaan dit ook oor praktiese goed. So, ons gaan baie prakties georiënteerd wees, ons gaan jou nie 'n klomp teorie gee nie. Dis belangrik, soos ons later kom by prediking, gaan jy 'n proefpreek hê. En as ek kom by voorbidding, jy gaan prakties moet doen daar, ons gaan saam bid, en jy gaan moet bid, en ons gaan jou leer, en ons gaan jou help, en dis vir ons baie belangrik. So Pieter sal ook nou hier voorwees met die Bible College, as jy nog jou naam wil kom opsit, of jy het miskien al opgesit, maar net wil bevestig, en onthou dan die 26ste die aand, die maandag aand, voor die Bible College begin, het ons 'n oop aand. So as jy nog wonder, kom daai aand, ons gaan vir jou alles wys, en hoe dit gaan werk, en hoe al hierdie goed by mekaar gaan kom op die einde van die dag. As daar hande is, asseblief broeder en suster, ons het hierdie week gaan ons veral konsentreer op kerk skoonmaak, regpak, ons het verskriklik baie klere die afgelope paar weke ingekry, dit moet uitgesorteer word, ons gaan ook dan eerskomende Sondag weer 'n klerekas hê, en waar jy kan kom klere haal, soveel as wat jy wil, wat jy kan gebruik, so dis vir ons ook redelik belangrik om dit ook te doen. So, u is ook welkom dan om na diens, ons het gaan van vanoggend af, gaan ons weer koffie saam drink, en tee saam drink, saam met 'n koekie, so u is welkom om agter te bly. En dan na die dienste, ons pastore is beskikbaar, so as jy iets wil weet, kom gesels met ons, pastoor Japie is in beheer van die Bible College, so u is welkom om hom enigiets te kom vra, en pastoor Wiets met Saterdagoggende, pastoor Konrad en pastoor Bianca en pastoor Marilyn en pastoor Org, ons is almal, ons is hier, ons wil die ding doen. Pastoor Sari sien ek nou net nie vanoggend hier nie, maar ons wil regtig waar hierdie jare baie groot jare, en ek weet van volgende week af gaan die kerk nou weer so 'n bietjie voller wees, en die weke op, dan begin ons kinderkerk, 'n tienerkerk ook saam met ons oggenddiens. So baie dankie vir u. Ons gaan dan hierdie diens afsluit, en vir die Here vra vir ons te seën, wil jy iets sê, ja Konrad? Okay. So ons gaan afsluit en vir die Here net dankie sê. En Annika, wil jy nie net weer vir ons daai liedjie sing? Ons sê net dankie vir die Here nie. Ek weet ons het ou jaar daarmee afgesluit, kom ons begin nuwe jaar. Ons sê dankie vir die Here, dankie vir sy goedheid. Dankie dat hy vir ons sorg, dat hy na ons kyk, dat hy ons help. So kom ons staan op en ons gaan hierdie diens met hierdie koortjie afsluit en vir die Here baie dankie sê. Ons sê net dankie vir die Here. 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 Sê net dankie vir die Here. Sê net dankie vir die Here. Laaste maal. Sê net dankie vir die Here. 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 Halleluja, dankie Jesus. Daar sê, kom ons sluit af, kom ons sluit die oë.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier kon wees, dat ons kon saam sing, Here, en U kon aanbid vir die God vir wie U is. Dankie vir die woord wat ons kon hoor, Here, ons bid dat hierdie woord diep in ons hart sal val, en dat ons daders van die woord sal wees, om U te verheerlik in wat ons doen en sê en dink. Vader, ek bid vir elkeen wat hier was vanmôre, elkeen wat geluister het, waar ons uit mekaar uitgaan, dat U ons sal bewaar, tot ons weer by mekaar kom. Dat elke ding sal wees, wat ons doen van vandag af verder, tot U verheerliking sal wees. Ons dank U in Jesus naam. Amen. Baie seën, mag julle geseënde